Ons laat net die oë en ons vra die Here leiding en openbaring vir die antwoord van sy woord. Dankie ons Vader dat ons hierdie geleentheid het, waar ons nou in hierdie seisoen is, volgens die Christelike kalender, vir Pinkster. Die werking en die dooping van die Heilige Gees. En waar u mense ook doop met vuur. Maak ons gehoorsaam, maak ons doers of the word of God. Dat ons nie net hierdie woord sal aanhoor nie, maar dat u dit permanent in ons binneste stoor. Dat ons elke dag dienooreenkomstig so sal lewe. In Jesus Christus naam. Amen. Terwyl ons in hierdie tydvlak is, soos ek genoem het, dink ek is dit baie belangrik, dat ons met alle erns sal besef, hoe belangrik is die Heilige Gees, hoe noodsaaklik is die Heilige Gees in ons lewens. En God het gekom en hy het vir my 10 vrae gevra, wat ek vir jou moet vra. En ek gaan dit so een deurwerk. En die eerste vraag is, hoe belangrik is die Heilige Gees in jou lewe? Nie die een wat langs jou sit nie, nie die een wat by die huis is nie, nie die een wat nie ore het nie, nie die een wat jy beleef by die werk, wat daai ene, jy weet. En die antwoord is plain en simpel. Hy moet alles in jou lewe wees, 24/7. En ek dink ons moet daar afskop en sê, dis die belangrikste deel. Hy moet jou alles in jou lewe wees. Ek wil begin by Romeine 8 vers 11, ons het nie lang terug, ek dink so 4-5 sondae terug, ook hierdie skrifgedeelte gehad, Romeine 8 vers 11. En ek wil vir jou lees eers in die Engels, hy sê in die Engelse Bybel, but the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. Ek dink dit sê alles. Wat help dit as jy probeer kerk toe kom, die regte goed doen, en die merkie maak, ek is 'n Christen as jy 'n vraelys kry. Maar jy het geen verhouding met die Heilige Gees nie. Die Gees wat eintlik alleenlik vir jou die moontlikheid gee, die dag as jy jou asem uitblaas, dat jy sal opstaan en beklee word met 'n onverganklike liggaam. Maak dit vir jou ook sin? Asseblief antwoord. Ja. Hy sê dit so duidelik hier, hy sê, omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Nommer 1. Nommer 2. Hoe dink jy kan en sal dit gebeur, as jy nie in 'n verhouding met Jesus Christus leef, dat God se wil kan geskied nie? Dink bietjie daaraan. Dink bietjie aan daai ene. Jy sien, ons fokus baie keer so op ons eie lewe, maar ons kom nie uit by dit wat God in gedagte het vir ons lewens nie. En hier's 'n pragtige stuk.
kerkie. 2 Korintiërs 13 vers 13 of 14, hang af wat se vertaling jy lees. So dit is baie maklik om te onthou, nee. 2, 13, en dis kort, as jy wil weet wat dit is. En die staan geskryf in die Nuwe Afrikaanse vertaling, nee. Want ons is min of meer in daai ouderdomsklas. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. En dan sê die leraar, Amen. Amen. En soos wat hierdie Bybel vir my gedoen is hier 'n klein voetnoot, maar hy is nou nie aan die voet van die bladsy, hy is so aan die voet van die skrif. 'n drie-enige seëngebed. Dit is deur die genade van ons Here Jesus ontvang dat ons die liefde van God ervaar. En dit is deur die Heilige Gees dat ons aan die gemeenskap van die verbondenheid met God kan lewe. Hier is dadelike calling, hy soek meer as net, ja, ek is 'n Christen, ek gaan kerk toe. Gemeenskap, koinonia, is ver bo net, ja, ek is 'n kind van die Here. Jy sien, want as jy verder wil gaan, dan beteken dit eintlik om in Jesus Christus te leef. In Jesus Christus te leef. En ek dink daar's geen beter skrif as wat Johannes vir ons leer. Johannes gee dit vir ons so duidelik in verskillende skriffies, maar Johannes 14 begin met. Johannes 14 sê so mooi, vers 16 en 17. Hy sê, kom ons begin by 15, want die Heilige Gees sal by julle bly. Dit is die opskrif, Nuwe Afrikaanse vertaling. Hy sê, as julle my liefde, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie kan sien en hom nie ken nie, maar julle sal hom ken, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Maar hoor hierdie ene. Hoor wat sê Johannes in die Engelse Bybel. Hy sê, vers 16, and I will pray the Father, and he will give you another helper. Manne, hier langs jou is jou vrou, is jou helper. En sodoende moet jy haar terughelp. Soos dit werk. Susan, ek kreeg jammer. Wat skree jy? Ek sal vir jou liedjies stuur, want ek ook nie. Maar anyways, kom luister gou. Hy sê, another helper that he may abide with you forever, the Spirit of the truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will live in you forever. En as gevolg van dat ek in die Vrystaat gebore is, en ek gesukkel het met hierdie abide. To abide. En dan sê die Afrikaanse Bybel,
waarlik die skrif gaan ontleed en gaan kyk wat dit beteken, dan sal jy verras wees. Want net soos dit in Johannes 14 staan, staan dit in Johannes 15 ook. Die wingerdstok, die trosse, die lote, die vrugdraad, die vrugdraad, hel toe. Nee? Hoe is daai vir die hele hoofstuk in 2 sekondes? Hy sê hier duidelik, 15 vers 5, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Is dit nie iets om jou aan te spoor? En dan sê hierdie oom, Blackley, abide beteken inwoning, vice versa, in sync met gehoorsaamheid. Kyk nou. Inwoning met gehoorsaamheid. Ek het in die verlede al gedemonstreer, ek gaan dit weer doen. Hier is so 1 of 2 wat dit nog nie gesien het nie. Ek het 'n German Shepherd afgerig vir 9 jaar. Ek het vir jou net so gemaak. Dan kom hy met sy kop en hy is met sy bek hier teen my been. So. En as ek regs draai, gaan hy. As ek links draai, gaan hy. As ek stop, stop hy. As ek beweeg, beweeg. As ek retireer, gaan hy agteruit. Dit is abide. Ek spreek geen woord. Hy sien wat doen ek. En verstaan wat ek wil doen. En hy doen ook so. Ek wil nie kritiseer oor jou hoef nie. Glad nie. Maar Karine het 'n ou swart hondjie gehad, toe ek met haar die mekaar. Al wat hy verstaan het, is sy badkamer toe gaan, dus hy gesit op die toilet, sit hy tussen haar voete. Abide. I'm a pug. And that's it. Maar hierdie skrifgedeelte sê vir ons, dat abide is gelyk aan to heal. Want dis wat 'n hond doen. Hy heal. En is tevrede met alles wat sy baas van hom verwag. Want anderster het jy so blink kettingkie. So dit. En dan vang jy net so. Net een keer. Sorry, dis al wat hy doen. En 2, 3, 4, 5, 6, is die hele paar kekkens wat ek moet kry. Eventueel vra God volgende. Hoe kan hy deur jou werk as jy hom nie volg? 1, 2, 3 blok myself. Dis net hoe dit is. Hoe gaan jy dit weet? Want ons is in die vooraand van Pinkster. Ons het nou al Paasfees gehou, eiers geëet, haardas in die kas, alles. Wat nie van toepassing is eintlik met Pinkster nie. En nou is dit so. En die Christelike kalender lê ons moet opnuut fokus oor Pinkster. En waar beter is 1 Korintiërs 12? Ek meen toe sê, dit is die gawes van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 12 vanaf vers 4 gaan oor the gifts of the Holy Spirit. 4 vers 11. 4 tot vers 11.
2 Korintiërs 12, 4 tot 12. Julle moet nie my so kyk hier, ons het al gebeur het. Die gawes, die geskenke, die werking van die Heilige Gees. Dit staan nergens anders in die Bybel. Hy sê, daar's net een Gees. En dis dieselfde Gees wat julle dit alles jy is versigtig volgens. Dis nie dat hy dit vir jou gee nie. Dit is, hy aktiveer dit in jou, dat dit na vore kom. Dit is nie joune nie. Hy gebruik jou in 'n profetiese bediening, in 'n bediening vir woord van kennis en wysheid. Hy gebruik jou dat jy moet bid vir mense dat hulle genees. Hy gebruik jou, daar's 'n leengees, daar's 'n gees van Jezebel, daar's 'n gees van welis. Dis sy gees wat deur jou profeteer. Sy gees wat jou laat bid in sy taal. En as dit die dag Frans moet wees, sal dit Frans wees. Hoe kees? Dis God se wil. Maar is nie joune nie. Dis hoekom ek gestruggle het met die woord van 'n gawe of 'n gift. As iemand vir my 'n presentjie gee, dan maak ek met hom net wat ek wil. So daai woord, hoe hy vertaal is, maak nie sin nie. It's never yours, it's God's. Hoe kan 'n gemeente as 'n liggaam funksioneer as hulle nie gehoorsaam is aan die Heilige Gees nie? Jy sien, want net na 1 Korintiërs 12, daai eerste gedeeltjie tot en met vers 11, kom hy en hy praat oor die een liggaam met baie lede. Vers 12 tot 31. Jy sien, dis waar die deel kom. Die tannies wat die koffie maak, dis die tannies wat vir die ander omgee, wat kleertjies by mekaar maak, wat kyk dat die ander se tuine skoon is en dat die kerk water het en al dat. Dis bedieninge. Maar is goed wat God binne jou wakker maak om te doen. Hoe? Soos hy wil. Niemand anders nie. Soos hy wil hê dit moet gedoen word. Ja, dat het. En dit is waaroor dit gaan. Hy sê, en hy sê dit baie duidelik, ons is deur die Heilige Gees gedoop tot een liggaam. Dit staan hier geskryf. Hy sê, net soos vers 12, 1:12. Hy sê, net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus, omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met een gees gedoop. Of ons nou 'n Jood, of 'n Griek, of 'n Tswana, of 'n Hindu, of 'n... Almal. Almal is almal. Dutch or German, ek is. Hollander, hulle is ook daar. So, jy word deurdrenk deur hierdie gees om in 'n liggaam te kan funksioneer. Die 8ste vraag, amper klaar. Hoe kan God sy doel en sy missie op aarde bereik as ons nie dit vat wat die Heilige Gees vir ons op ons harte druk om
te doen nie. As kan dan 'n drukke wees tel aan Moses, God sê vir hom, gaan al daai klomp harde koppe daar in Egipte, hy sê, maar julle? Hy sê vir my, gaan verkondig die woord, sê, liewe Jesus, bring hulle een, maar voor mense, min wetend, dis nie ek. Dis nie ek wat hy die potensiaal gee, sodat dit gebeur nie. Jy wat geworried is, vir jare, want God het vir jou gesê, ek stuur jou gaan doen dit. Jy sê, en jy kry nie 'n woord uit. Liewe Jesus, ek bid so sag dat ek het skaars kan hoor. Nou wil jy ek moet vir ander mense bid. Nee, dit is dit hier. Hoor my hart vandag, sê ek het kwaai is nie, is die Here. Efesiërs 2 praat met ons. Hy praat met ons baie duidelik hier. My opskrif hier daar is, lewe uit die dood. Dit klink so, jy was dood en nou lewe jy. Het jy lewe gekry? Of is dit jy nog half dood? Die Engels is sagter. Hy sê, by grace, through faith. Vers 6. Hy sê, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Jy is nie nou in die hemel nie. Ek hoop jy is nog nigter. Jy sit hier, maar omdat jou gees, wat jy by God kry, wat sy gees is, op die troon sit in die hemel, is jy ook daar. Jy het dieselfde gesag en autoriteit, want hy heers deur jou. Jy is die wessel waardeur die Heilige Gees ook manifesteer. Hy sê hierso vers 7, that is the ages to come. He might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have seen and are saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Hierdie geskenk is 'n geskenk wat jy vat vir jou en sê, deur my geloof in die genade van ons Here Jesus Christus, het ek die ewige lewe. Hy sê, vers 9, not of works, lest anyone should boast. Hy weet, daar's 'n ding soos 'n breker. Ek het dit reg. Nou gaan ek jou. En jy kan nie. Jy sien, dis die verskil, né? Hy sê, jy kan ook niks van dit brag nie. Want dis nie dit wat jou hemel toe vat nie. Is jou geloof in God se genade. Niks anders.
Nou, voordat jy te happy raak, dat jy niks hoef te doen na hemel toe gaan, sê hy volgende in vers 10. Hy sê, for we are his workmanship, created in Christ Jesus. Ek smal oor dit sy so opgewonde is, dat is een deel dag. Created in Christ Jesus, for good works, which God prepared beforehand, that he should walk in them. Jy sien, as jy hierdie goed saamvat, is daar een woord, en hy sê, en hy wil deur my in jou werk. Hoe gaan jy dit uitvind, as jy nie met hom in 'n gesprek is nie? Hoe op aarde gaan hy tot jou indring, as jy nie plek maak, en stil raak en sê, Here, praat met my asseblief. En jy sit die radio of jy sit die selfoon neer, en juffrou sit daar nie, is alles stil. Moet net jy jou niks in die boks ingaan nie, maar wees afgesonder. Manne, wow. Jy sien, God het 'n behoefte dat vrou, jy en man, jy alleen tyd met hom kan spandeer. Want hy het 'n missie. As jy net, as in my Bybel altyd sê ek moet omlaai, om by Hoofstuk 3 te kom. Efesiërs 3. Alpa toch weet, sy is nou volspart. Efesiërs 3:20 is daar 'n absolute behoefte wat God uitgespel het hier. Hy sê, now to him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Ek sien die party wat op dof lyk. Jy sê in die Afrikaans, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is. Dit klink godslastig, broer. Dat ek magtig raak. Dink bietjie daaraan. Magtig is. Om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. As jy na die grondhof van hierdie Grieks toe gaan, dan gaan dit oor goddelike energie. Waar kry jy jou krag vandaan? Van die Gees van God. Van die Gees van God. Nergens anders nie. Is jy onder andere insigte? Jy moet wees. Jy moet anders te dink nou oor die goed. Dink jy anders te oor die goed? Ja. Want dit bring ons by Karinse versie. Jy kon dit nie hoor, ek ook nie. Het is te sag. Filippense 4 vers 13 en hy sê, hy sê eintlik wat julle nie gehoor het nie, ek is tot alles in staat.
Dis Pinkster, mense. Kyk net daai gesig, is dit nie fantasties? Dis lewe. Rabasala, Rabbi. Ons moet profeteer oor die kind. Ek kan net vir jou sê, kom staan. Dat jy kan asem kry van onderaf, dwars deur bo uit. Dat jy kan opgewonde wees. Dat God sal kom met sy bonatuurlike krag en vuur om jou aan te raak. Opnuut. Paulus skryf, hy sê vir Titus, hey broer, it's time that I can spread word upon your life, that the coal, the fire in you are fanned. Jy sien, baie keer moet ou, as jy vuur maak en jy wil vleis braai, braai jy daai kole dat hy net kan gloei. En Here sê vandag moet jy jou oopstel dat hy net weer na vore kom in jou lewe. Dat hy nommer 1 raak in jou lewe. En nie dat hy is maar daar op die syde. Kom ons lei dit maar. Dankie ons Vader dat ons opgewonde kan wees oor u Gees wat almagtig is, wat binne in ons is. Ons Vader, ek bid dat u met u wind hierdie vuur opnuut sal laat gloei vir u in u koninkryk. Here, daar staan 'n skrifgie nie ver van dit wat ons nou gelees het nie. Daar in Filippense, Efesiërs, that we will be content in no matter what, maar dat ons nie dormant sal wees nie, maar dat ons aktief sal wees in die koninkryk van die hemele, dat u Gees deur ons werk, dat ons dit sal sien gebeur, dat ons dit sal spreek, dat ons nie doemprofete sal wees nie, but creators in Christ. Dankie Jesus, vir die goddelike oomblik, dat u ons ieder en elkeen nou aanraak, dat ons sal agterkom, hoe groot is u, hoe groot is die werking van die Heilige Gees, en dat ons net sal kom en sê, Heilige Gees, kom gebruik ons kom meld aan, vir u koninkryk in Jesus Christus naam, amen.